sodat hy op sy tyd, daai hy, klein lettertjie hy, op sy tyd geopenbaar, klein g, kan word. Wat hou die antichristee? Kyk wat sê hy. En nou julle, naamlik die bruid van Jahweh vandag, weet wat hom, dis die antichristee hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar word. Wat hou die antichristee? Die bruid van Jahweh. Solank as wat die bruid van Jahweh, nie die kerk nie, solank as wat die bruid van Jahweh op die aarde is, kan die antichrist homself nie openbaar nie, of so nie lieg my Bybel. Hier staan dit geskryf. Jy sien, ons was nooit toegelaat om tussen die lyne te lees nie. Want as ons vroeër jare tussen die lyne kon lees, dan sal ons die waarheid dan alreeds ontdek het. Ek dank Jahwe dat hy vroeg in my lewe my geleer het om tussen die lyne te lees. En daarom is hierdie goed al jare terug in my boeke geskryf. Amper 30 jaar terug. Kan jy dit vir iemand verduidelik? So is nie iets wat ek vandag gehoor het en môre geskryf het nie. Dis geopenbaarde woord. So wat hou die antichristee? Die bruid. Hoe gaan die bruid weggeneem word? Die wegraping? Nee, wederkoms, parousia. En daar's nog iets wat die antichristee hou. Wat is dit? Wat leer en lei die bruid in alle reg en waarheid? Help my gou-gou. Wat leer en lei die bruid in alle reg en waarheid? Hy bly hierso. Die Ruach HaKodesh. Die Ruach HaKodesh funksioneer om wat te doen? Hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. En hy leer ons in alle reg en waarheid. Vir wie? Die bruid. Nie die kerk nie, die kerk stel nie belang nie. Hulle het reëls en regulasies waarvoor hulle betaal, waarvoor ons hulle moet wandel. Nou luister mooi, so wat hou hom terug? Dat hy homself kan openbaar. Die bruid eerstens, tweedens die Ruach HaKodesh, Heilige Gees. Hy sê in vers 7, wat die verborgenheid. Wat? Wat sê ding is die verborgenheid? Iets wat iemand nie geweet het nie. En die verborgenheid van die ongeregtigheid. Wie is hy? Dis die Satan. Met 'n klein s. Is al aan die werk. Luister wat sê die woord nou. Luister wat sê die woord. Dis die skrif, dis nie ek wat dit sê nie. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid, die werke van die Satan, is al aan die werk. Dit was al 2000 jaar gelede met Apostel Paulus. Net totdat hy, wie is hy? Daai moet 'n hoofletter H wees. Die Ruach HaKodesh, maak dit 'n hoofletter H. Die Ruach, en jy kan daar inskryf, Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Wat nou Theo, wat, daar moet eintlik staan, wat hom nou Theo. Jy sien, hulle het nie al die woorde ingesit nie. En dis waar die confusion gekom het. En die mense nie die goed kon lees en verstaan nie. Net dat totdat hy die Ruach HaKodesh, wat hom Theo. Wat hom. Nou Theo, uit die weggeruim is. Wat moet uit die weggeruim word? Eerste die bruid. Tweedens die Ruach HaKodesh. Wat oortuig aangaande sonde, want na dit is dit vir die protestante wil ek sê, en die godsdienstiges, is daar nie 'n Heilige Gees meer nodig nie. Nee, sê die gitaarspelers en die ouens. In die groot verdrukking kry jy 'n tweede kans. As jy dit nie by die wegraping gaan maak, dan kan jy by die wederkoms dit maak. Julle tas in die donker, man. Julle het nie 'n klou nie. En weet jy wat? Julle lei mense in die verkeerde rigting in, en hulle gaan die ewigheid mis. Ek wil weer sê, jy weet natuurlik, as jy by Oliver Tambo opstyg, en jy vlieg Miami toe, reguit lyn, en jy is 1 graad uit jou rigting uit, 1 graad, dan land jy tussen 250 en 300 kilometers weg van die lughawe van Miami, 1 graad. Hoekom? Jy begin nie reguit nie, jy begin so. En dan gaan dit al verder uit. Hierdie lyn bly reguit. En dieselfde met die woord. As jy op een skrifgedeelte uit is,
dan gaan jy die ewigheid mis